Goeienaand geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanaand ook in die huis van die Here. Dit is 'n voorreg om hier saam met u te kan wees op hierdie aand om ook saam die hemelvaart van ons Here Jesus Christus te herdenk. Ek sien die lig is bietjie moeilik om te sing, maar ons gaan nog steeds saam sing. As u foon het, haal maar 'n liggie uit om in die boekies te sien. Maar ons gaan vir voorsang net so sit, dan sing ons saam Gesang 291. Gesang 291. Ekskuus 391, Gesang 391, daarvan vers 1, 2, 3 en 4. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ons gaan verder sing Gesang 382. Gesang 382, daarvan gaan ons sing vers 1 en vers 2. Die boekrol Lam van God beskryf die gang van lewe. Ons gaan sing Gesang 382 vers 1 en 2. Geliefdes, ons gaan sing Gesang 275. Gesang 275, helder skyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. En ons gaan sing vers 1, 2 en 4 van Gesang 275, vers 1, 2 en 4.
Ekskuus, kan ek vra dat ons vers 4 ook sing asseblief dan? Geliefdes, ons gaan nou geleentheid gee vir stilgebed, en na die stilgebed gaan ons saam sing gesang 95, die Onse Vader. Ons gaan dit staande saam sing in hierdie aand, as ons ook bidend voor die Here kom staan. Daarna kan die staande bly vir die fotum en die seën, waarna ons saam gaan sing gesang 237. Gesang 237, daarvan vers 1 en vers 2 as loflied, waarna u ook u plekke kan inneem. Gesang 237 vers 1 en 2 as loflied na die fotum en die seën. Maar geliefdes, kom ons word nou stil voor die Here in gebed. Amen. Geliefdes, die Here groet ons in hierdie aand met die woorde van Openbaring 1 vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie aand uit sy woord uit Handelinge 1. Handelinge 1, dis die bekende gedeelte van die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, en ons gaan lees vanaf vers 1. Handelinge 1 vanaf vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die disippels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerhaar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus en sy broeders. Geliefdes, so ver die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, U die skepper van alle dinge. U wat 'n woord gespreek het en alles het tot stand gekom. U wat dit steeds vandag nog onderhou. En wat in die groot voorsienigheid dit ook so geag het, dat U seun mens geword het. Dat hy ook ons gelyk geword het en alles afgesien van die sonde, om aan die kruis sy lewe as offer vir ons te gee. En dat hy opgestaan het uit die dood uit, die hel, die dood, die sonde oorwin het. Here, nou 40 dae later dink ons weer aan hoe hy opvaar na die hemel. Hoe hy gaan sit aan die regterhand van U, van waar hy oordeel oor die hemel en die hel. Waar hy alles wat U gemaak het onder sy beheer het. Here, waar hy ook vir ons plek voorberei, dat ons eendag saam met hom daar kan wees. Here, dankie dat ons voor U mag stil word in hierdie dag. Kan vra, spreek U nou. Ontvou vir ons die woord. Gee dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, dat ons dit sal gaan uitleef. Dat ons die boodskap sal gaan uitdra met die wete dat U ook eendag terugkom op die wolke. Daarom, Here, spreek nou en rus ons toe
om ook 'n getuie te gaan wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Daarom bid ons hierdie ding in afhanklikheid van U. In die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, dis 40 dae na die opstanding van Jesus Christus. En in hierdie 40 dae het Jesus baie keer aan die disippels verskyn. En hy het die doel gehad om by hulle te bevestig dat hy werklik uit die dood uit opgestaan het. Hy bevestig by hulle die lewe na die dood. En dat ons, deur in hom te glo, deel het aan die lewe hierna. En is in hierdie 40 dae wat Jesus ook aan die disippels verskyn het om hulle toe te rus, om uiteindelik die opdrag van hemelvaart uit te gaan voer. Want as die Heilige Gees oor hulle kom, sal hulle krag ontvang, en hulle sal getuies gaan wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. En is hierdie opdrag wat ons as gelowiges ook ontvang, en as ons dit deur die geloof aan die wêreld gaan oordra, dan sien ons hoe elke knie voor die Here sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. En geliefdes, dis gewoonlik die tema rondom hemelvaart. Dis gewoonlik die fokus van 'n diens soos die, om te kyk na die opdrag wat Jesus gegee het, en dit is reg so. Dit was tog sy laaste woorde aan die disippels gewees, want net nadat hy die opdrag gee, vaar hy ook op in die hemel. Voor die oë van sy disippels word hy opgeneem, en hy word weggeneem voor hulle. Liefdes, nou is daar baie mense wat wonder. En hulle vra die vraag, maar wat het Jesus dan nou in die hemel gaan doen? Hoekom moes hy opgevaar het? En op hierdie vraag is daar baie antwoorde wat gebied word. Byvoorbeeld word daar gesê, hy het gegaan om plek te gaan voorberei, dat as hy eendag weer kom, dat hy ons saam met hom na die hemel kan wegneem. Of daar word gesê dat hy het opgevaar om aan die regterhand van God te sit, 'n magsposisie van waaruit hy regeer oor alle dinge, oor die hemel en die aarde. En geliefdes, dis albei korrek. Dis albei reg. Dit is iets wat ons elke Sondag in die 12 artikels bely. Tog sien ons dat Jesus se antwoord op hierdie vraag heel wat anders lyk. Want in vers 6 vra sy disippels vir hom dieselfde vraag. Hulle sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En Jesus antwoord hulle in vers 7, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Nou geliefdes, baie mense vra, hoekom het God nou, of Jesus nou so raaiselagtige antwoord gegee? Hoekom kon hy net reguit vir sy disippels gesê het, wat hy nou in die hemel gaan doen? Jesus weet tog. Hy weet hoekom hy opvaar, hy weet waarheen hy op pad is, hy is alwetend. Hoekom moet hy nou hierdie vaarwegge antwoord gee, wat eintlik nie 'n antwoord bied nie? Geliefdes, die rede daarvoor is eintlik baie besonder. Want Jesus wil hier vir sy disippels sê, moet julle nie bekommer oor dit waaraan julle niks kan doen nie. Moet julle nie self bekommer oor wat ek in die hemel gaan doen nie. Julle moet fokus op die taak wat julle hier op aarde het. Julle moet nie so vasgevang word in dit wat hierna gebeur, dat julle dit wat voor julle is, heeltemal verloor nie. Want geliefdes, is dit nie maar hoe ons as mense is nie. Ons word ook baie keer so vasgevang in die toekoms, dat ons die hede heeltemal verloor. Ons word so vasgevang in dit wat nog moet gebeur, dat ons nie fokus op dit wat voor ons is.
Baie keer is ons so vasgevang op die lewe hierna, dat ons nie die lewe wat ons nou het gebruik nie. Ja, baie keer is ons so gefokus op die hemel, dat ons die opdrag op aarde heeltemal ignoreer. En geliefdes, dit is 'n krisis. Want hier het ons te doen met die gedagte wat ons noem die sonde van versuim. Ons wat nalat om die wil van God te doen. As ons nie die opdrag van Christus gaan uitleef nie, is ons skuldig aan die sonde van versuim. En geliefdes, hierdie sonde van versuim is genoeg om ons bestemming te verander van die hemel na die hel toe. Daarom waarsku Jesus eintlik sy disippels hier, moenie so gefokus wees op die hemel, dat jy uiteindelik nooit in die hemel sal ingaan nie. En ons moet dit hoor, geliefdes. Ons moet nie so gefokus wees op die ewige lewe, dat ons nie ons lewe nou gebruik om Christus te dien nie. Ons moet elke geleentheid aangryp. Want uiteindelik word hierdie gedagte juis deur die engele bevestig as hulle daar verskyn nadat Jesus opgevaar het, want hulle sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Wat die engele eintlik wil sê is, hoekom kyk julle vas in die hemel? Hy sal terugkom, maar nou het julle 'n opdrag. Julle moet dit gaan doen wat Jesus vir julle gesê het. As die Heilige Gees julle die krag gee, moet julle uitgaan en julle moet getuienis gaan wees van dit wat hy gedoen het. Geliefdes, die feit dat hy terugkom op die wolke is daarom aan die een kant 'n boodskap van hoop en troos. Maar is ook 'n waarskuwing. Want nie een van ons weet wanneer dit sal gebeur nie. Dit kan môre wees. Dit kan oor 'n jaar wees, 10 jaar, 100 jaar. Nie een van ons weet wanneer die Here op die wolke terugkeer nie, maar die realiteit is, as ek môre my laaste asem uitblaas, het ek nie meer die geleentheid om die opdrag van God, van Christus uit te voer nie. Daarom moet ek elke geleentheid aangryp. Want as hy weer kom hy met 'n besonderse doel. Hy kom om te oordeel oor die lewende en die dode. Daardie dag sal ons voor die regterstoel van Christus staan en ons sal rekenskap gee oor ons lewe hier op aarde, oor alles wat ons gedoen het. Geliefdes, maar ons sal ook rekenskap moet gee oor hoe ons hierdie opdrag uitgevoer het. Daarom het ons in die laaste tyd gefokus op die opdrag, hoe ons dit moet gaan uitvoer. En laasweek, nou Sondag het ons gesê, ons is uitverkiesde werktuie om die naam van Christus te gaan verkondig voor konings en nasies en volke. Dit is ons roeping. Hoe sal ons eendag voor die regterstoel van God staan? Sal ons soos daardie slegte leie diensknegt met sy een talent uitgewerp word in die buitenste duisternis? Of sal ons soos die goeie getroue diensknegt ingenooi word? Geliefdes, sal ons in die dag van oordeel ons koppe in skaamte moet sak oor die manier hoe ons hierdie opdrag uitgeleef het? Want hemelvaart bring juis vir ons die geleentheid om herinner te word aan die opdrag wat ons moet gaan uitleef. Maar dit bring ook die waarskuwing. Eendag sal hy op die wolke terugkeer. Maak seker dat jy nie in die buitenste duisternis verwerp sal word nie. Mag die Heilige Gees ons daarom die krag gee
om ook hierdie opdrag te gaan uitvoer, totdat hy eendag op die wolke sal terugkeer. Amen. Geliefdes, ons gaan nou geleentheid gee vir stil gebed, en nadat ons die stil gebed gedoen het, sal ek vir ons afsluit met gebed. U kan net so sit daarvoor, en dan sal ek die lied afkondig. Ons gaan geleentheid nou gee vir stil gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat ons ook nou U woord kon oordink. Dat ons met die hemelvaart besef dat Jesus het opgevaar. Hy sit aan die regterhand van U. Van daar af regeer hy oor alle dinge. En daar waar hy gaan sit het, berei hy vir ons 'n plek voor, sodat ons eendag, wanneer hy weer kom, saam met hom geneem sal word. Maar Here, gee dat ons ook nie sal fokus op die bestemming. Gee dat ons sal fokus op die opdrag. Gaan maak disippels van die nasies. Gaan wees my getuie. Gaan vertel vir almal van die wonderdade van Christus. Here, maak ons hande sterk daartoe, dat ons wanneer U eendag terugkeer, nie ons hoofde in skaamte hoef te sak, oor die manier hoe ons hierdie opdrag uitgeleef het. Maar Here, gebruik elkeen van ons, oral waar ons gaan, in alles wat ons doen, sodat elke knie sal buig voor U, en elke mond sal bely, U is die koning. Here, gaan met ons in hierdie nag, bewaar ons en hou ons veilig wanneer ons huise toe keer, en bring ons weer Sondag hier na U huis toe. Here, wees met ons. Hou die gevaar weg wat daar buite loer, en beskerm ons ook in hierdie aand. Hierdie dinge bid ons nie in onsself nie, ons bid dit alleen in die naam vir ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang gaan ons saam sing Gesang 388. Gesang 388, as hy weer kom, kom haal hy sy kinders. Ons gaan saam sing Gesang 388, daarvan vers 1, 2 en 3.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ek vra dat u net vir so 'n oomblik weer plekke sal inneem. Ons het nie afkondigings vanaand nie. Ek wil net 'n vinnige nota maak oor die seënuitspraak. Dis gewoonlik iets waaroor gevra word, hoekom steek ek nie my hande uit met die seën op 'n aand soos die nie. Die seënuitspreek doen ons met eredienste. Hierdie is nie 'n amptelike erediens nie. Hierdie is 'n biduur en dis alrede hoekom ek nie my hande uitsteek met die seën nie. Maar ons spreek hom steeds uit. Ons bid nie daarvoor nie. Maar ek het gesien toe ek nie my hande uitsteek nie, was daar so hier en daar 'n gesig wat nou gewonder het hoekom dit nie gebeur nie. Toe dog ek, kom ek sê dit net vir u. Dan geliefdes, nooi ons u almal uit om nou saam met ons 'n koppie koffie en 'n skonsie te kom eet. Ons wil vir tannie Rina en vir Wilmarie sê baie dankie wat vir ons gemaak het. Ons glo ons gaan baie lekker eet en saam kuier. Asseblief moenie verdwyn nie, kom kuier lekker saam. Het tannie Elsa ook gebring. Baie dankie vir tannie Elsa ook. Ek waardeer dit. Ons almal waardeer dit en ons hoop ons het 'n geseënde aand. Ons Pinksterdienste volgende week is selfde tyd, selfde plek en ons hoop die Here gaan dit seën en dat ons 'n lieflike aande gaan hê. Maar ek hoop u het 'n geseënde aand. Kom ons gaan kuier lekker saam.